Wanneer die snelheid van 'n bewegende voorwerp verdubbel, sal die korrekte antwoord is D. Die voorwerp se lineêre momentum verdubbel. Kom ons kyk na al 4 ons opsies. A. As die snelheid verdubbel, dan sal die netto arbeid ook verdubbel. Nou, W net is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie. So, half m en dan sit V finaal gekwadreer minus V aanvanklik gekwadreer. Nou kom ons sê, die aanvanklike snelheid is V en ons verdubbel dit na 2V toe. Dan gaan hierdie gelyk wees aan 'n half m. V finaal is dan 2V en as ons 2V kwadreer, is dit 4V kwadraat minus ons aanvanklike snelheid is net V, so dit is V kwadraat. So ons kry met ander woorde 'n half m en dan 4 minus 1 is 3V kwadraat. Dit gee met ander woorde vir ons 3 keer 'n half mV kwadraat en dit was ons aanvanklike kinetiese energie, was net 'n half mV kwadraat. Nou het ons dit verhoog na 3 keer 'n half mV kwadraat. Met ander woorde, 'n verdubbeling in die snelheid lei nie tot 'n verdubbeling in die netto arbeid verrig nie, maar eerder in 'n verdriedubbeling van die netto arbeid. Dit is 3 maal die oorspronklike waarde. So A is verkeerd. Opsie B, ons gaan die snelheid verdubbel en dan sê hulle die kinetiese energie gaan verdubbel. So, aanvanklik is ons kinetiese energie half mV kwadraat en die kinetiese energie in die tweede scenario is 'n half m en dan is dit 2V gekwadreer. Met ander woorde, 2 kwadraat is 4, so dit is 4 maal 'n half mV kwadraat. Met ander woorde, 'n verdubbeling in die snelheid lei tot 'n vervierdubbeling in die kinetiese energie. So B is ook verkeerd. Ons verdubbel V en dan word daar gesê die potensiële energie word verdubbel. Nou, potensiële energie is gelyk aan die massa vermenigvuldig met die gravitasieversnelling maal met die loodregte hoogte. Nou die massa bly konstant. Gravitasieversnelling 9,8 bly konstant en die hoogte bly konstant. So die potensiële energie gaan in hierdie geval konstant bly. So C is ook verkeerd. En dan opsie D. Ons verhoog die snelheid van V na 2V. Wat gebeur met momentum? Aanvanklik is die momentum massa maal met snelheid. So wat is die tweede scenario? Die massa bly konstant, maar pleks van V is dit nou 2V. So dit is gelyk aan 2mV. En wat is mV? Dis P1. So 2 maal met P1. En dit is die korrekte antwoord. As ons die snelheid verdubbel, dan gaan die voorwerp se lineêre momentum ook verdubbel.